Goeiedag ouers en kinders, ons gaan gou kyk na oorganklike en onoorganklike werkwoorde. Okay, so juffrou het hier so twee voorbeelde, een by elk. Kom ons kyk gou wat beteken dit. Oorganklike werkwoorde is werkwoorde wat 'n voorwerp nodig het in die sin. So hierso staan, 'n oorganklike werkwoord het 'n voorwerp waarop die aksie oorgaan. So jy sal in so 'n sin, sal jy sien, onthou wat is die onderwerp, ons het in 'n sin mos gewoonlik die onderwerp en 'n voorwerp en ons het 'n werkwoord, okay? Dit is wat basies nodig is in 'n sin, vir 'n sin om sin te maak. So in hierdie sin sal jy sien, sy is die onderwerp. En ons het die tafel is die voorwerp en dan het gedek of gedek is dan die werkwoord gedeelte. So wat ons hierso mee werk is 'n tipe werkwoord en hierdie tipe werkwoord word die oorganklike werkwoord genoem en hy kan nie sonder 'n voorwerp funksioneer nie. So waar hy 'n sin is, moet daar 'n voorwerp saam met hom kom. Okay, so as ons kyk hierso, sy het die tafel gedek. So ons kan nie sê hierdie sin sonder die voorwerp uitspreek nie. Ons kan nie sê sy het gedek nie. Want ons wil weet, wat het sy gedek? So daarom is dit die tafel. Die tafel is wat sy gedek het en dit is die voorwerp wat die werkwoord nodig het. Okay, so dit maak nie sin sonder die voorwerp in daardie sin nie. So daarom is hierdie tipe werkwoord 'n oorganklike werkwoord. Dan kry jy werkwoorde wat sonder voorwerpe klaarkom, okay? En hulle noem ons die onoorganklike werkwoord, okay? So, hoe lyk 'n sin met so 'n werkwoord? Byvoorbeeld, hy het geskree. Okay? So geskree of skree is 'n onoorganklike werkwoord, want hy het nie 'n voorwerp nodig nie. As jy hoor iemand sê hy het geskree, weet jy presies wat aangaan. Jy weet, of sy het gehuil. Jy gaan nie hoor dat iemand sê sy het gehuil bed nie, of hy het geskree kamer nie. So hierso kan hulle sonder werkwoorde klaarkom. En so 'n werkwoord wat sonder voorwerp hulle kan sonder voorwerpe klaarkom. En werkwoorde wat sonder voorwerpe klaarkom, word dan onoorganklike werkwoorde genoem. Goed, en dit is dan die les. So ek wil hê jy moet blaai na bladsy 93 en dan doen jy vir my daardie oefeningkie wat gaan oor die oorganklike en die onoorganklike werkwoorde.